Ek wil vra dat julle asseblief saam met my sal bid. Barmhartige Hemelse Vader, ons raak as u kinders voor u stil in hierdie aand. Ons is diep afhanklik van u om u self aan ons te openbaar. Ons besef, Here, dat ons 'n groot roeping in hierdie wêreld het om kerk te wees, en ons werk voortdurend aan hierdie roeping, aan hoe ons as 'n gemeente en as gelowiges ons verantwoordelikheid as die kinders moet uitleef. Ons bid daarom ook vanaand vir die werking van die Heilige Gees, sodat ons u woord kan verstaan. Ons bid, Here, dat u ons as 'n gemeente sal bewaar in die waarheid. Ons vra dit alles van u in die naam van die Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, ons gaan saam lees uit 2 Korintiërs hoofstuk 11, en ek het dit goed gedink om dit nogal te beperk. Ek het eintlik gedink om verder te kom, en soos het ek by voorbereiding gedoen het ek tot die besef gekom dat dis 'n geweldige belangrike gedeelte, dis baie ryk, en ek hoop eintlik dat ons vanaand die eerste 6 verse kan doen, en dis een van daai hoofstukke wat ek hoop om 'n bietjie by stil te staan en te kyk wat die betekenis daarvan vir ons vandag is. Ek dink regtig dat dit is 'n belangrike hoofstuk vir ons as gelowiges vandag. So ek lees wel die eerste 11 verse, maar ek dink ons gaan dalk net vanaand aandag gee aan die eerste 6. Ek gebruik die 2020 Afrikaanse vertaling. As julle maar 'n klein bietjie dwaasheid van my sou kon verdra my tog maar, want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloesie, aangesien ek julle aan een man, aan Christus verbind het, om julle as 'n rein maagd aan hom aan te bied. Maar ek is bang dat soos die slang vir Eva met sy geslepenheid mislei het, julle gedagtes dalk bederf kan raak, verwyderd van die opregte en reine toewyding aan Christus. Want as iemand 'n ander Jesus kom verkondig wat ons nie verkondig het nie, of julle ontvang 'n ander gees wat julle nie ontvang het nie, of 'n ander evangelie wat julle nie aanvaar het nie, verdra julle dit geredelik. Ek reken inderdaad dat ek in geen opsig terugstaan by die sogenaamde superapostels nie. Ek mag onbedrewe wees as spreker, maar nie onbedrewe in kennis nie. Dit het ons julle in elke opsig en op allerlei maniere laat sien. Of het ek 'n sonde begaan deur myself te verneder, sodat julle verhoog kon word, omdat ek die evangelie van God sonder betaling aan julle verkondig het. Ander gemeentes het ek beroof deur vergoeding te aanvaar om julle te bedien. Terwyl ek by julle was en 'n tekort gehad het, het ek ook niemand geldelik belas nie, want die broers wat van Macedonië afgekom het voldoende in my behoeftes voorsien. Ek het my daarvan weerhou, en ek sal my daarvan weerhou, om in enige opsig vir julle 'n las te wees. Die waarheid van Christus is in my. Hierdie roem van my sal nie verswyg word in die gebiede van Agaia nie. Waarom? Omdat ek julle nie lief het nie. God weet, ek het. Goed. Ek het 'n gedeelte vir ons voorberei, en ek wil dit graag met julle deel. Goed, ek het dit 'n opskrif gegee, soos wat julle kan sien. Ek reken dat hierdie gedeelte gaan spesifiek daaroor dat dit
vir die kerk word hier gesê om te onderskei tussen die ware en valse leraars. Nou redelik onlangs het ons natuurlik daarmee te doen gekry, en ons het net weer besef wat 'n geweldige negatiewe uitwerking valse leraars op die beeld van die kerk ook in Suid-Afrika het. Ek verwys spesifiek na die insident rakende die gereformeerde kerk Nelspruit. Nou die apostel Paulus begin deur melding te maak van dwaasheid, en nou wil ek net hier julle aandag daarop vestig dat in die tyd van die Bybel het mense baie aandag gespandeer aan die korrekte retoriese tegnieke. En retorika is die manier waarop 'n mens praat om effektief te kan kommunikeer. Nou, ons het so bietjie daarna gekyk in Grieks 3. Dit is dinge soos ethos en pathos. Hoe gebruik jy verskillende tegnieke om byvoorbeeld op mense in te speel, sodat hulle beter luister en sodat jy hulle kan oortuig. Nou, een van die style van destyds wat mense gebruik het, was byvoorbeeld om dood eenvoudig, ek wil net hierdie ding so bietjie wegskuif, dat hy ons nie so baie pla nie, was dood eenvoudig om te melding te maak, deur jouself minder te maak, deur nederig te wees. En dis wat Paulus dan ook hier doen. Paulus begin hierdie hoofstuk met 'n toon van ironie en nederigheid. Hy praat van sy dwaasheid, dan verwys hy na sy gespog oor sy geloofslewe, wat so 'n bietjie later in hierdie hoofstuk aan die orde kom. Nou hy doen dit, want onthou nou, sy apostoliese gesag was onder druk in hierdie gemeente, as gevolg van ander mense wat hierdie gemeente van Korinthe baie hoog geag het. Maar jy doen dit reeds. Paulus erken dat die Korintiërs reeds sy vorige briewe en leringe verduur het, wat sommige dalk as dwaas of moeilik beskou het om te aanvaar. Die frase dui op 'n verhouding waar Paulus seker is van hulle geduld en gewilligheid om te luister. In ander woorde, hy sê, ek weet julle luister tog as ek praat, ten spyte van die uitdagings wat daar in hulle verhouding met mekaar is. Histories was Korinthe 'n groot stad in Griekeland, 'n welvarende stad, baie trots op hulle Griekse erfenis, maar dit het baie morele uitdagings teweeggebring. Paulus se verhouding met die Korintiërs, weet ons, was maar 'n moeilike verhouding, maar Paulus hou daaraan vas en hy verseker hulle voortdurend daarvan dat hy hulle liefhet. Hierdie pad wat Paulus met hierdie gemeente loop, is 'n pad waarin hy die kommunikasiekanaal tussen hom en hulle oophou. Hy bly met hulle praat, hy hou nooit op om met hulle te praat nie, al het hy seer gekry in hierdie verhouding, en al het hy verwerping beleef, bly Paulus getrou aan wat hy glo sy roeping is ten opsigte van hierdie gemeente. En 'n mens sien 'n mooi gesindheid by Paulus. 'n Mens sien die man het 'n mooi hart. Hy is waarlik 'n pastor en 'n herder wat omgee vir die gemeente van Korinthe. So dit is aan die een kant 'n retoriese styltegniek wat hy gebruik, maar aan die ander kant lê daar 'n geweldige groot liefde agter Paulus se benadering tot hierdie gemeente. Ek dink is baie om te leer vir die kerkraadslede wat vanaand ingeskakel het, wat self geroepe leiers is in ons gemeente, of miskien is jy 'n leier in 'n ander gemeente. Ek dink een van die dinge wat 'n mens moet besef is dat die leierskap in die kerk, die leierskaptegniek in die kerk werk anderste as in die wêreld. In die wêreld soek hulle 'n leier wat miskien baie kordaat is, en 'n leier wat oordonderend is, maar in die kerk is 'n leier iemand wat nederig en diensbaar is. Net soos wat dit altyd in die koninkryk van die Here Jesus is, nee. Dinge in die koninkryk van die Here Jesus werk anderste om.
as in die wêreld. So Paulus, die apostel Paulus, ek meen ons praat hier van iemand wat die meeste kerke gestig het, en hy het die volle reg om hierdie Korintiërs baie duideliker aan te spreek, maar Paulus kom in 'n gesindheid van geweldige nederigheid, en hy praat met hierdie gemeente oor sy dwaasheid, oor sy swakheid, hy verneder homself om hierdie gemeente eintlik te kan bereik. So ware leiers in die kerk van die Here moet dit 'n prioriteit maak om nie vas te hou, krampagtig vas te klou aan hulle status nie of aan hulle reputasie nie, maar om werklik nederig te wees. En dit is dan ook die wyse waarop 'n mens ware geestelike leiers in die kerk kan uitken, dat hulle gekenmerk word deur 'n gesindheid van nederigheid, dat hulle nie aanstellerig is nie, dat hulle nie hoogmoedig is nie. Goed, hoekom vra mens jouself die vraag af? Hoekom is Paulus se apostoliese gesag vir hom so belangrik? Is dit nie presies die teendeel van wat ek nou gesê het nie? Probeer Paulus nie eintlik hier sê, jong, julle moet daarom onthou, ek is 'n apostel nie. Nee, dis nie wat Paulus doen nie. Paulus weet dat as hierdie mense nie sy gesag as apostel aanvaar nie, kan dit afbreek doen aan die werk wat hy alreeds daar gedoen het, of wat hy hoop om in die toekoms daar te doen. Dit kan die waardigheid van die evangelie wat hy vir hulle gebring het, onder verdenking bring. En daarom kan hy dit nie net so los nie, maar moet hy dit aanspreek. Paulus verdedig sy gesag dus nie vir persoonlike gewin nie, maar om die integriteit van die evangelie te beskerm. Hy dink verder. Die erkenning en respek van apostoliese gesag is van kardinale belang vir die handhawing van die leerstellige reinheid of suiwerheid van die kerk. Jy aanvaar dit wat geleer word, omdat dit kom uit die mond van iemand wie se gesag jy aanvaar. Jy weet jy kan hierdie persoon vertrou. Nou, Paulus voorsien dat dit is juist die probleem, dat hierdie mense wil verdink sy apostoliese gesag. Met ander woorde, dit kan uiteindelik die evangelie benadeel. En wanneer 'n leier in die kerk aangeval word, is dit 'n ernstige saak. Want dit gaan nie net oor daardie persoon nie. Dit gaan oor wat daardie persoon of wie daardie persoon verteenwoordig. Soms is die motief agter die aanval eerder dat die persoon of persone nie die gesag van die woord en van Christus wil aanvaar nie. En kerkrade moet baie bedag wees hierop. Ek weet ons lewe in 'n ander tyd wat mense baie gemaklik is in hulle verhouding met die dominee. En dis ook goed dat daar 'n groter toeganklikheid moet wees tussen lidmate en die dominee. Maar mense moet altyd onthou dat daar is 'n die dominee verteenwoordig baie. En 'n mens moet jouself ondersoek in terme van hoe jy optree teenoor daardie persoon, want daardie persoon is die persoon wat die woord van God vir jou moet bring. Dit is maklik om mense aan te val en te kritiseer, omdat mense vol foute is. Maar 'n mens moet baie mooi oorweeg voordat jy begin om kritiek uit te spreek op 'n geestelike leier. Niemand wil 'n instrument in die hande van die duiwel wees wat probeer afbreek doen aan die integriteit van die kerk in die oë van die sondige en vyandige wêreld nie. En hier kan ek nou spesifiek verwys na die saak van Nelspruit gemeente. As u daarna kyk, dan sal u sien, dit was miskien glad nie die bedoeling van daardie persoon wat daardie brief op sosiale media geplaas het, om die hele gemeente onder verdenking te bring nie, maar dit is wat gebeur het. Hy het daardeur 'n deur oopgemaak vir die duiwel om 'n aanval te loods
op die kosbare kerk van ons Here Jesus. En die duiwel gebruik daar die geleentheid. Ek dink daar's 'n ander baie belangrike ding in hierdie gedeelte voordat ons na die verse kortliks gaan kyk. 'n Mens kan agterkom dat die kultuur van die Korintiërs, daardie Griekse kultuur, daardie Hellenisme, waarop hulle so trots was, het op die ou einde vir hulle ook 'n struikelblok geword. Hulle is baie sterk beïnvloed deur hulle agtergrond en hulle kon hulle self net nie loskry vanuit die, wil mense sê, die verkeerde gedeelte, die heidense gedeelte van hulle agtergrond. Dit het op die ou einde hulle geloofslewe baie negatief begin beïnvloed. En ek dink ons het 'n soortgelyke situasie vandag in Suid-Afrika, ook met Afrikaners. Daar's mooi dinge aan ons kultuur, maar daar kan ook problematiese dinge wees aan ons kultuur. En as daar hierdie problematiese dinge is, moet ons hulle identifiseer. Ons moenie daardie roete volg nie. Die Korintiese kerk is beïnvloed deur sy omliggende kultuur wat tot verwarring en valse leerstellings gelei het. Ons almal word maar beïnvloed deur ons kultuur en ons agtergrond. Ons kan egter nie ons kultuur en agtergrond as kanonies beskou nie. Met ander woorde, mens moet versigtig wees vir die tipe van stelling. Wat goed genoeg was vir my pa, of wat goed genoeg was vir my oupa. My pa of my oupa of my ouma of wie ook al het dit nie so gedoen nie. In die verlede het ons nie. Wie sê dat dit was reg gewees? Wie sê daardie voorsate het die Bybel reg gelees? Daar is een toets vir reg en verkeerd en dit is die kanon, die woord van God. Daar is een toets vir wat in die kerk moet gebeur. Dis die woord van God, niks anders nie. Nie ons kultuur nie, nie die verlede nie, nie hoe dit in die verlede gedoen is nie. Daar kan ook foute wees in die verlede. Gaan kyk eers aan die hand van die woord van die Here. Is dit korrek? Wees bewus van hierdie invloed. Ekskuus tog, verskoning. Wees bewus van hierdie invloed en meet alles aan die enigste werklike kanon, die woord van God. Christene moet vandag waaksaam wees teen die kulturele druk wat die Bybelse waarheid wil verdraai. Ek dink, en ek bedoel ook, ek moes dalk maar gesê het, ek bedoel hiermee die hele post-moderne kultuur, daardie gedagtes byvoorbeeld van relativisme, in ander woorde, daar is nie meer een omstootbare waarheid nie. Ek dink al hierdie dinge vanuit die wêreld werk geweldig in op die kerklike lewe vandag, en mense moet bewus raak daarvan. Ek dink dit beïnvloed ook die wyse waarop ons as Christene optree. Goed, so Paulus begin in vers 1 met, ag, as julle my net 'n bietjie in my dwaasheid wou verdra my tog maar. Goed, Paulus wil hê ons moet onderskei. Ek is soms verbaas, ek praat nou so 'n bietjie uit my hart uit, ek is soms verbaas dat mense dink dat enige iemand wat iets sê vanuit die Bybel uit, enige iemand wat hom uitgee vir 'n prediker, enige iemand wat 'n kerk stig, is outomaties vir mense aanvaarbaar en reg en hulle luister onkrities daarna. Daar is nie meer 'n soeke na waarheid nie, dis nie meer vir mense belangrik nie, daar is nie in hulle sienswyse een absolute waarheid nie, daar is die lyn tussen reg en verkeerd het vir mense heeltemal 'n dowwe lyn beginne word, en Paulus kom hier in hierdie hoofstuk, en ek dink dis hoekom dit so 'n geweldige belangrike hoofstuk is, en hy sê dit is noodsaaklik, dit is lewensbelangrik, dat jy onderskei. Nie elke tweede ou wat beginne preek, of wat sê dat hy 'n openbaring ontvang, en nie elke kerk is maar reg nie. Paulus se gebruik van dwaasheid is 'n retoriese strategie, het ons reeds gesien. Gelowiges moet waarheid van dwalings onderskei, veral wanneer hulle voor
oortuigende maar misleidende leerstellings te staan kom. Ons het die voorbeeld onlangs gehad van Dani Botha met die wegraping. Hy was so oortuigend, hy was so seker, hy het 'n klomp mense met hom saamgevat op hierdie pad. Baie van hulle dink nog steeds daar gaan 'n wegraping kom. En op die ou ende was dit 'n valse leer. Hy's 'n valse leraar. En mense onderskei dit nie. Nie almal kan reg wees nie. Gelowiges kan nie net alles voor die voet aanvaar, omdat mense klink asof hulle preek uit die Bybel uit nie, of hulle maak aanspraak op godsdienstigheid nie. Gelowiges wil nie te krities wees nie, terwille van net om krities te wees nie. Ek dink daar was op 'n stadium in die gereformeerde kerke in Suid-Afrika iets van dit gewees dat mense alles wat die dominee sê half in twyfel getrek het en baie krities daarna gekyk het en amper voortdurend gekyk het waar maak die dominee nou 'n fout. Ek dink 'n mens moet dit ook nie doen nie, maar 'n mens moet dood eenvoudig sê, ek ken hier die predikant, ek weet hy handhaaf dit wat hy toe ingestem het, toe hy die ondertekeningsformulier onderteken het. Ek kan luister na die verkondiging van die woord, natuurlik altyd is my ore oop, maar ek kan luister sodat ek kan groei, sodat ek kos kan kry vir my siel. En ek wonder of dit nog gebeur. Maar 'n mens moet altyd krities luister, as daar iets oor die radio kom, dan moet jy vir jouself sê, of iets word vir jou aangestuur. Is dit korrek? Is dit waar? Is dit in lyn met die hele skrif? Mense lewe hang immers af daarvan dat 'n mens onderskei tussen die waarheid en die dwaling. Ek onthou ons is altyd in die katkesasie dit ingeskerp, dat deel van ons verantwoordelikheid as volwasse gelowiges is dat ons moet onderskei tussen waarheid en dwaling. Dat ons kan nie net alles aanvaar nie. Dat jy moet dood eenvoudig baie keer sê, maar hierdie ding wat ek hier hoor, maak nie vir my sin nie. As jy 'n ouer is, en jy het 'n gesin, is die verantwoordelikheid soveel groter, om die regte suiwere woordbediening te gaan soek. Ek kan nie verstaan dat mense dink dat hulle enigste verantwoordelikheid is om hulle kinders kerk toe te neem nie. Het jy bepaal na watter kerk toe jy jou kinders toe neem? Almal noem hulle self 'n kerk. Elke sekte, elke kultus noem hulle self 'n kerk. Jy kan jou kinders nie blootstel aan die valse leer in 'n sekte of in 'n kultus nie. Jy kan nie jou kinders blootstel Sondag vir Sondag waar die woord van God nie suiwer verkondig word nie, waar die woord van God nie eers gelees word nie, waar daar byvoorbeeld, hierdie Sondag is daar net 'n sangdiens. Daar is nie eers woordverkondiging. Gaan daar nie ernstig by jou 'n rooi lig op wat vir jou sê, ek moet bekommerd wees daaroor dat die woord, die evangelie, nie verkondig word aan my kinders nie. Ek as ouer wat 'n verbondsbelofte afgelê het 'n verantwoordelikheid om te sê, maar ek het hiermee 'n probleem. Ek gaan nie hier bly sit nie. Maar Afrikaners is, aan die een kant, is daar Afrikaners wat geweldig oorkrities is teenoor die kerk, en die ander kant is daar die wat daar sit en maar vir my oupa was hier, my pa was hier, ek sit hier, en ek bring maar my kinders, maar dit is lankal nie meer 'n kerk wat die pad van die waarheid loop nie, en hulle klou krampagtig aan die kerk vas, in plaas daarvan, dat hulle moet onderskei, is dit die ware of die valse leer wat hier verkondig word. So, ons het gepraat oor die rol van nederige leierskap. Ek dink ons het gepraat oor die belangrikheid van apostoliese gesag. Ons het gepraat oor die uitdaging van die kulturele invloed. Dan vers 2. Want ek is jaloers oor julle met 'n goddelike jaloersheid, want ek het julle aan een man verbind om julle as 'n reine maagd aan Christus voor te stel. Daar is iets soos 'n goddelike jaloesie. Ons ken die ou vertaling,
want ek is 'n jaloerse God. Onthou jy nog die bewoording van die wet? Goddelike jaloesie is beskermend en soekend na die beste vir sy kinders. Anders as menslike jaloesie wat selfsugtig en vernietigend kan wees. So God sê dat hy is jaloers ter wille van sy kinders. Nou kom Paulus en hy sê, ek soek vir julle ook die beste. Ek is bekommerd oor julle. Ek is bekommerd dat ek sien, julle loop agter die verkeerde mense aan, en ek kan dit nie net so los nie. Ek word gedryf deur die liefde om met julle te praat en vir julle te stry. Hy gebruik die beeld van die kerk as die bruid van Christus. Dis 'n baie mooi beeld wat hy hier gebruik. Die kerk is geroep, en hy gebruik dit op 'n spesifieke manier. Hy sê, die kerk is geroep om 'n geestelike rein beeld van Christus, vir Christus te wees. En nou moet jy onthou hoe belangrik was maagdelike reinheid voor die huwelik in die Bybelse tyd. Niemand wou met 'n meisie getrou het wat nie maagdelik rein was nie. Dit het die doodstraf gedra as dit nie so was nie. En nou gebruik hy hierdie beeld en hy sê, sy doel is dat die kerk en die Korintiërs moet 'n geestelike rein gemeente wees vir Christus. En wat is 'n gemeente wat nie geestelik rein is vir Christus nie? Wel, dis 'n gemeente wat op 'n dwaalspoor beland het. 'n Gemeente wat aan 'n dwaalleer vashou. Soos 'n tipiese dwaalleer is die wegraping. Ek het nou die dag dit in 'n preek ook aangespreek en vir u gewys. Die skrif leer dit nie. Dit is 'n dwaalleer. Dit is lewendig onder baie mense in baie sektes. Daar is ander dwaalleringe ook. Ons moet nie ons besoedel met hierdie dwaalleer nie. Daarom gebruik ons die skrif en die belydenis. En ons hou daaraan vas, sodat ons geestelik rein kan wees. Ons kom nie van 'n plek af waar ons hoogmoedig is, daaroor dat ons gereformeerdes is nie. Dit gaan nie oor die gereformeerde kerk nie. Dit gaan oor, ek wil geestelik rein wees, terwille van die ontmoeting met my bruidegom. Ek wil my bruidegom reg dien. Ek weet hoe belangrik dit vir my bruidegom Jesus Christus is, dat ek hom reg dien. In hierdie proses is geestelike leiers baie belangrik. As die geestelike leiers nie die onderskeid tref tussen reg en verkeerd nie, tussen waarheid en dwaling nie, en hulle gee die verkeerde geestelike leiding. Byvoorbeeld, neem die predikant wat die bedienaar van die woord is. As hy die woord van die Here nie suiwer bedien nie, kan die hele gemeente op 'n dwaalspoor gaan en geestelik onrein raak. So die rol van geestelike leiers is baie belangrik. Het is baie belangrik dat hulle suiwer moet wees, dat hulle die goeie en gesonde leer goed moet ken. Dink 'n bietjie hoe praat Paulus daaroor in die pastorale briewe, byvoorbeeld met Timoteus en Titus, hoe dat hy hulle aanmoedig om te bly in die woord van God, om te hou in die waarheid wat hulle geleer is van kleins af, sê hy vir Timoteus. Toewyding aan Christus gaan gepaard met die hou by die suiwere leer. Enige iemand wat vir jou sê, jy kan maar afkoel of verslap in jou toewyding aan Christus, is besig met 'n dwaalleer. Enige iemand wat vir jou kort paaie voorstel, of dit goed praat, kan jy nou al weet, is besig met 'n dwaalleer. Gelowiges word aangemoedig om hul verhouding met Christus as 'n heilige verbintenis te beskou, soortgelyk aan 'n huweliksverbond. Daardie verhouding met die Here Jesus is vir my, as jy dit sou beskou soos jou verhouding met jou huweliksmaat, dis 'n baie hegte, intieme verhouding, waar daar nie ruimte is vir enige valsheid nie. Daar moet absolute vertroue en openheid en eerlikheid in daardie verhouding wees. Dit moet gebaseer wees op die waarheid.
Dink 'n bietjie hoe destruktief is onwaarhede in jou huweliksverhouding. Dis dieselfde met ons verhouding met ons Here Jesus Christus. En wat is 'n dwaling of 'n dwaling anderste as dat dit is 'n onwaarheid? So, ek dink ons het klaar gekyk na die mooi beeldspraak van die maagd. En dan sê Paulus in vers 3, maar ek vrees dat net soos die slang Eva deur sy lustigheid bedrieg het, julle sinne so miskien bedorwe kan raak, vervreemd van die opregtheid teenoor Christus. Waak weer eens teen misleiding. Wat het die slang gedoen in die tuin van Eva, in die tuin van Eden met Eva? Hy het haar mislei. Hy het gekom met 'n storie by haar. Hy het vir haar gesê dat sy kan soos God wees, as sy na hom luister. So hy het haar mislei, hy het nie met die volle waarheid na haar toe gekom nie. Net soos Eva mislei is, moet Christene waaksaam wees, dat valse leerstellings, wat hulle van Christus af kan weglei, hulle moet bewus wees daarvan wat die gevaar is. Waardeer eenvoud en reinheid of waarheid. Gewoonlik is die evangelie baie eenvoudig, dit is nie kompleks nie. Die eenvoud en reinheid van toewyding aan Christus moet gekoester en beskerm word teen die kompleksiteit en korrupsie van valse leerstellings. Die oomblik as mense dit kompleks maak, vat nou maar iets soos gebed, hoe jy moet bid. As mense dit te moeilik maak, dan moet jy weet, hier's 'n probleem, dis vir jou 'n rooi lig wat opgaan. Die evangelie, die verhouding met God, is nie kompleks nie. Dit is 'n vader-kind verhouding. Dis 'n broer-suster verhouding. Dit is 'n eenvoudige verhouding. Jy moet met God kan praat wanneer jy bid. Dit is nie kompleks nie. Wanneer dit kompleks gemaak word, ek kyk baie keer na uiteensettings wat aangebied word, en dan dink ek sukkel om te volg wat die aanbieder probeer sê. Dit is so kompleks, dit is so ingewikkeld. Hoe gaan 'n gewone man op straat wat nie 'n geweldige breë agtergrond het nie hierdie goed verstaan? Hoe gaan 'n gewone gelowige hiervan sin maak en dit toepas in hulle lewe? Dan moet jy weet, dis te kompleks. Dit kan nie wees dat God dit so moeilik wou maak nie. God wou gehad het dat eenvoudige, gewone mense en kinders die boodskap kan verstaan en in 'n verhouding met hom kan leef. En tog, mense hang aan hierdie mense se lippe wat hierdie aanbiedings het. Hoe komplekser dit is, hoe meer beïndruk dit hulle skynbaar. Dis eenvoudig. Erken die vyand se taktiek om te verstaan dat die Satan lustigheid en bedrog gebruik kan gelowiges help om standvastig in hulle geloof te bly. Moenie jou laat mislei nie. Ek wil vir u sê, die kerk van die Here kan maar ook weer terugkeer na baie van die praktyke wat ons in die verlede gehad het. Ouderlinge wat huisbesoek doen, dood eenvoudig by lidmate kom, die Bybel vat en lees en bid. Miskien 'n huisbesoekbrief voorhou, 'n baie eenvoudige brief, 'n eenvoudige boodskap, 'n diep gelowige gesprek met mekaar voer, maar 'n diep gesprek beteken nie noodwendig dit is kompleks nie. Die diepte lê in die opregtheid wat die mense met mekaar hulle harte oopmaak en met mekaar inligting deel. En ek dink ons het begin om te dink dat die diepte lê in die gekompliseerdheid. Dit gaan in die opregtheid, die egtheid. Dis waar die diepte lê. Bly altyd gewortel in die skrif. Gereelde betrokkenheid by die Bybel help gelowiges om waarheid van leuns te onderskei. En hier is jou medegelowiges vir jou van onskatbare waarde. Vandat mense die idee dat hulle kan op hulle eie die Bybel lees, op hulle eie buitekant die kerk oorleef, het die hoeveelheid valse leraars natuurlik ook dramaties toegeneem.
Elkeen is deesdae 'n leraar. Elkeen het deesdae op hulle status het hulle is iemand besig om die woord te breek of die woord uit te deel, en baie keer is dit sekerlik nie ook 'n slegte ding nie, maar dan moet dit minstens die waarheid wees wat gedeel word binne die konteks van die Bybel. Gaan terug na die kerk toe. Ek het vandag na aanbiedings geluister van Radio Kansel wat my werklik weer laat besef het dat dit is nie net ons wat sukkel met die probleem van mense wat dink hulle kan buitekant die kerk bestaan nie. Ons het dit ook nou weer besef in hierdie saak van die gereformeerde kerk Nelspruit. Baie mense reken hulle die kerk glad nie meer nodig nie. Die Here het juis vir ons die kerk gegee sodat ons mekaar kan bystaan en mekaar kan help om in die waarheid te bly staan, om die Bybel saam te lees, om vir mekaar te sê, ons lees die Bybel saam, dit is die boodskap van die Bybel. Ja, mense kan met mekaar deel, ek sien dit raak, ek verstaan dit so, maar saam begelei ons mekaar en help ons mekaar om vast te hou aan die woord van die Here. Nie elkeen het sy eie opinie en ek aanvaar ek is alleen reg nie, of ek het 'n boodskap gekry nie. Dit is baie gevaarlik, ons het nou weer gesien hoe gevaarlik dit is. So vir my is om gewortel te wees aan die skrif, ook om verbind te wees aan 'n gemeente, en om bereid te wees om gereeld te luister na die bediening van die woord van die Here. Nie almal is geroep om leraars te wees nie, en nie almal moet probeer om leraars te wees nie. Nie almal kan leraars wees nie, want jy moet geweldig tyd hê om te studeer, jy moet besig wees met die woord van die Here. Ek wil vir jou sê die hele tyd, as jy ander mense wil leer. Daar is 'n gemeenskaplike aanspreeklikheid. Om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap bied ondersteuning en aanspreeklikheid wat individue help om getrou te bly aan hulle toewyding aan Christus. In ander woorde, ek sê ook, ons lees saam die Bybel, en net soos jy gebind is daaraan om te doen wat ons hier saam gelees het in die Bybel, is ek daaraan gebind en wil ek dit gaan uitleef, wil ek dit gaan doen. En ons kyk na mekaar, ons gee om vir mekaar, ons begelei mekaar, ons help mekaar, ons ondersteun mekaar, ons moedig mekaar aan. En daarom is die kerk so belangrik. En dit is waaroor Paulus hier praat. As hy vir hierdie gemeente van Korintië sê, wees versigtig vir hulle wat met 'n dwaling kom, dit breek die kerk op, bly gebind aan die woord, bly gebind aan die beginsels van die woord, wat julle as 'n gemeente saam moet uitleef. Vers 4, want as iemand kom en 'n ander Jesus verkondig, as wat ons verkondig het, of as julle 'n ander gees ontvang, as wat julle ontvang het, of 'n ander evangelie, as wat julle aangeneem het, laat julle dit goed geval. In ander woorde wat hy hier sê, is maar weer eens, mens kan agterkom, en as daar nou een hoofstuk is wat hierdie punt maak in die Bybel, en daarom is dit vir my so 'n wonderlike nuttige hoofstuk, weer 'n keer sê hy, waak teen, onderskei wat is ware leer, valse leer, waak teen valse leer en die invloed daarvan op jouself en in jou gemeente. Toets voortdurend dit wat aan jou aangebied word, is dit die waarheid of is dit nie? Gaan toets dit aan die hand van die Bybel. Die belangrikheid daarvan om die ware Jesus te ken. Daar was 'n preek wat ek so 'n tydjie gelede gepreek het oor ken jy die Here en ken die Here vir jou. En ek moet dalk nou ook sê dat hier moet 'n mens ook sê, ken jy die ware Jesus? Want daar is ook 'n vals Jesus. Ek wil eintlik so ver gaan om te sê, daar is baie vals Jesusse wat deesdae verkondig word. Om te bepaal wie's die ware Here Jesus Christus, moet jy die Bybel lees saam met medegelowiges
en neem jy die geskiedenis van die verklaring van die Bybel in ag, dat jou beeld van wie die Here Jesus is, korrek kan wees. Dit is van kardinale belang vir jou geloof om gesond te bly, om die ware Here Jesus Christus te ken, nie 'n vals Jesus beeld te hê nie. Jy kan amper nie met 'n mens praat, as daardie persoon 'n vals beeld van God het nie, of van die Here Jesus Christus het nie. Julle praat nie dieselfde taal nie, sal jy agterkom. Nou, wat gebeur het met die Korintiërs, daar het valse apostels gekom, wat na Paulus Jesus aan hulle verkondig het, wat nie die Here Jesus was, wat Paulus aan hulle verkondig het nie. Dit was 'n verdraaiing. En as jy nie die ware Here Jesus ken nie, dan gaan jy verlore gaan. Jy gaan die verkeerde idee hê. Ek het onlangs 'n lang gesprek gehad met mense wat ons erediens bygewoon het, en wat baie vrae gehad het oor ons erediens, oor wat ons doen, wie ons as kerk is, wie ons as 'n gemeente is, wie God vir ons is, en daar was, wat ek agtergekom het, en ek ken ook dis Mosaïek gemeente waar hulle vandaan kom, wat hier in Rodepoort geleë is, en ek kom agter, daar is by hulle heeltemal 'n ander idee van wie God is. Ek kan amper sê, hulle beeld van hom en my beeld van hom is nogal, daar's raakpunte, maar daar's ook groot verskille. Daar's ook baie groot verskille. Waar kom daardie verskille vandaan? Dit kom van daardie punt af, hoe lees ons die Bybel? Hoe lees ons die evangelies? Vir my is die Here Jesus Christus nie net sagmoedig en vriendelik en liefdevol nie, maar is hy ook regverdig, kragtig, is hy vir my ook God wat bereid is om in te tree, aan die kruis te gaan sterf vir my sonde. Ek ken hom ook as iemand wat nie sal verdra dat daar afbreek gedoen word aan die heiligheid byvoorbeeld van die tempel nie, wat by 2 geleenthede 'n sweep gevleg het en die tempel gereinig het. En dis 'n vreemde Jesus. Dis 'n vreemde Here Jesus vir baie mense. Ek wil dit so sê, vir baie mense is hy net sagmoedig, 'n sagmoedige figuur, amper 'n swak figuur. En dit kan nie hy wees nie. Dit is nie wie hy is nie. Nie as jy die hele Bybel lees nie. So maak baie seker dat jy die ware Here Jesus ken. Vra jouself af, wie is die Here Jesus vir my? En gaan kyk of jou beeld van hom reg is. Dieselfde geld vir die Heilige Gees. Ek wil amper sê, te meer vir die Heilige Gees, as ek hoor wat mense sê van die Heilige Gees, en wie die Heilige Gees vir my is, en wat die Heilige Gees vir my doen, dan is dit baie keer heeltemal anders. Die Heilige Gees lei gelowiges opvallend in die waarheid. Die Heilige Gees werk saam met die woord. Dis nie hierdie ding wat jy hoor, en onlangs gehoor het by iemand soos Dani Botha, dat die Heilige Gees het vir hom 'n boodskap gegee nie, los van die Bybel, onafhanklik van die Bybel. En wat 'n ramp, wat 'n ramp. En tog leer mense nie. Mense dink dat die Heilige Gees het allerhande influisteringe en spesiale boodskappe wat hy vir hulle gee. Die Heilige Gees, die Gees van die Here Jesus, werk deur die woord. Hy praat met my deur die woord. En so, ja, maak baie seker, ek wil vir jou sê dat enige iemand wat vir jou sê dat hulle 'n boodskap het van die Heilige Gees, maar nie kom met die woord van God nie, en die woord van God aan jou verklaar nie, kan jy weet is 'n valse leraar. En hier sê ek dit ook, enige iemand wat kom met spesiale boodskappe wat van die Heilige Gees sou wees, maar dit is nie gekoppel aan die woord nie, en spesifiek die verklaring van die woord nie, moet jy weet is 'n valse leraar. Goed, die gevaar van selfvoldaanheid,
Die Korintiërs se verdraagsaamheid teenoor valse leerstellings dien as 'n waarskuwing teen selfvoldaanheid. Wanneer 'n mens so seker is dat jy reg is, dan kan jy amper seker wees dat jy juis nie reg is nie. Gelowiges moet hulle geloof aktief, ek wil ook gesê het, ondersoek, bekyk, vir jouself afvra, verstaan ek reg? Vra. Jy moet jou geloof aktief verdedig, dit is 'n goeie manier om ook seker te maak, jy staan nog in die waarheid, jy het nie op 'n manier die een of ander verdraaiing van die evangelie aanvaar nie. Jy moet nooit dink dat jy het nie op 'n stadium dalk op iets begin verkeerd verstaan nie. Jy moet nederig wees, altyd bereid wees om te luister en klaar te luister, nie iemand te onderbreek nie, seker te maak dat jy lees jou Bybel nog reg en suiwer. En daarom is dit so belangrik om te bid en te smeek, waar jy vra vir die leiding van die Heilige Gees. Voordat jy begin, om te sê wat jy dink daar staan. Dit is typies wat die dominee doen, wat die kerkraad doen, voordat hulle uit die konsistorie uitkom, wat die dominee doen voordat hy preek, wat die dominee nadat hy gepreek het, dankie sê. Dit gaan alles hier oor die werking van die Heilige Gees. Gedurende die week bid hy en hy vra, Here, help my en lei my om die woord reg te bring, om self reg te lees en te verstaan. Want ek besef ek het 'n geweldige groot verantwoordelikheid wanneer ek besig is om te verklaar. Eenheid in die ware evangelie vir enige gelowiges in geloof en doel. Enige afwyking van hierdie evangelie bedreig die eenheid en integriteit van die Christelike gemeenskap. Wanneer die waarheid geleer word, dan ons byvoorbeeld eensstemmigheid oor ons roeping om die evangelie te verkondig aan mense van alle volke, tale en nasies. Ons stem daarmee met mekaar saam. Ons is een in doel, ons beweeg in dieselfde rigting as 'n gemeente. Maar wanneer daar dwaling in 'n gemeente beginne inkom, dan begin jy partyskappe kry, dwarstrekkery, mense het hulle eie opinie, elkeen dink hy kan iets leer, of kan iets meedeel, of kan iets sê, en dit was presies so met die gemeente van Korinthe. Julle sal dit onthou. Elkeen wil iets sê, elkeen is belangrik genoeg in sy eie oor, elkeen het 'n opinie, elkeen is ewe skielik 'n leraar, terwyl almal kan dit nie wees nie. Nie almal het genoegsame studie gedoen nie. En baie keer moet 'n mens bereid wees om te sit en te luister en te aanvaar. Jy moet ontvang. En dan sê Paulus in vers 5, want ek reken dat ek niks agterstaan by die uitnemende apostels nie. Nou ek hou, dis die ou vertaling hierdie, dis die 53 vertaling, ek hou nogal van die 2020 vertaling se superapostels, want ek reken dat ek nie agterstaan by die superapostels nie. Daardie mense wat die Korintiërs so opgehemel het, waarvan hulle so baie gedink het, nadat hulle by die gemeente gekom het. Paulus se vertroue in sy roeping kom van God af, nie van menslike bekragtiging nie. 'n Mens moet in jou hart glo dat God jou geroep het om hierdie werk te doen. Gelowiges moet bo alles God se goedkeuring soek. Gelowiges moet ook onderskei wie en wie nie waarlik met gesag van God optree nie. En weer eens wil ek sê, jy weet nie almal wat 'n Bybel het en dit oopmaak en dink hulle kan leer, tree met gesag op nie. Soms kan mense baie effektief toneel speel en goed oorkom, maar daar is baie dinge wat wys dat die persoon en die werk nie waarlik van God is nie. Luister na die inhoud daarvan. As jy luister na baie van hierdie leraars, is dit herhalend, daar is nie, daar kom nie nuwe inligting nie, daar kom nie nuwe rykdom, nuwe goud na vore nie, dit is maar altyd dieselfde boodskap oor en oor, elke Sondag, 'n tipe van 'n bekeringsboodskap,
Gee jou hartjie. Gee jou hartjie vir die liewe Jesus. Sondag na Sondag. Jy kan tog nie so 'n persoon wat dit die boodskap is, Sondag na Sondag, oor dieselfde kam skeer as 'n persoon wat kom met die ware rykdom van die skrif, en dit is elke Sondag nuut en anders by elke geleentheid nie. So, 'n mens moet onderskei en waar's die ware leiers. Die kerk moet ware geestelike leierskap onderskei wat gebaseer is op Bybelse waarheid en karakter. Dis baie keer verg dit baie dapperheid en groot moed, maar 'n mens is bereid om daardie leiding te gee. Ons gemeente het juis nou so 'n tyd wat dit verg van die kerkraad dapperheid en moed om in hierdie wêreld die besluite te neem wat ons neem en die pad te loop wat ons loop. En baie mense vra en die meeste wonder maar of ons reg is, maar jy moet daardie leiding gee. Nie alle charismatiese leiers is ware geroepe leiers in die kerk van die Here nie. Daar is baie mense wat geweldige aanhang het dwars oor die wêreld, baie charismaties is. Ek het in verlede week moes ek hier na 'n plek toe ry en eintlik na Foy's toe ry, en daar ry ek by die CRC se gebou verby en my mond het oopgegaan. En die eerste ding wat ek vir myself gesê het, wat het dit gekos? Wat het dit gekos? Is dit die onkoste die moeite werd? Ek wil vir julle sê, ek dink daai terrein waar dit staan en die gebou, ek wil vir jou sê, ek wonder of dit 80 of 90 miljoen moet wees, wat daarin is. Dit is oorweldigend. En dit is in al die hoofsentra so. Nou vra ek myself af, hoe regverdige mens dit? Hoe regverdige mens daai kostes? Moet jy nie op 'n ander manier gedink het om die evangelie uit te dra nie? En hoor my, ek wil nie kritiek uitspreek op enige iemand onnodig nie, maar nie elke charismatiese leier is 'n ware evangelie verkondiger nie. Nederigheid in diens, ten spyte van sy gesag toon Paulus nederigheid. Christene word geroep om met nederigheid te dien en te erken dat alle gesag Godsin is. In daai gesprek met daai mense wat ek gehad het, wat ons erediens bygewoon het, was dit vir my opvallend hoeveel keer het ek vir hulle gesê, hulle die idee gehad dat ek as die predikant, die kerkraad doen wat ek wil hê as predikant. Toe sê ek, nee, alle lidmate staan onder een hoof en dit sluit myself in, en die hoof is Christus, en Christus regeer ons deur sy woord en deur sy gees. Waaksaamheid, net soos Paulus die Korintiërs gewaarsku het, moet gelowiges vandag waaksaam wees teen leringe wat van die evangelie afwyk, en ons moet enige leer wat die eenheid van die kerk van die Here bedreig, moet jy weet is 'n valse leer. Paulus se verdediging van sy apostelskap is uiteindelik vir die eenheid en die opbou van die kerk. 'n Gemeente moet opgebou word, en die enigste manier wat 'n gemeente opgebou kan word is met die waarheid. En belangrik vir die waarheid en vir die geloof, vir die kerk om te weet of hy die pad van die waarheid loop, is belydenisskrifte. Daaroor vra mense my ook baie. Belydenisskrifte sê vir ons, dit is hoe ons die pad geloop het in die verlede. Ek het die afgelope Sondag gesê, hierdie jaar is die Nederlandse geloofsbelydenis, is die geloofsbelydenis van Nicea, ek stel myself nou reg. Die geloofsbelydenis van Nicea is 1700 jaar oud. Vir 1700 jaar is dit wat die kerk sê ons glo. Dis die pad. Jy durf dit nie ignoreer nie. Jy kan nie net daai belydenisskrifte eensydig gaan verander nie. Daar is kerke wat kom en byvoorbeeld die wegraping doeteenvoudig in die apostoliese geloofsbelydenis inskryf. Hulle sit hom in. Hy was nog nooit daar nie. Die kerk het nog nooit saam besluit dat ons glo in 'n wegraping nie. Maar hulle sit hom daarin. Dis verkeerd.
Ons durf nie die geskiedenis, die verlede en wat ons in die verlede glo, te ignoreer nie. En al is ek ook onbedrewe in woord, met ander woorde, Paulus sê, al was ek nou nie die beste spreker nie, dan tog nie in kennis nie. Maar ons het ten volle in alle opsigte openbaar geword by julle. Dit is baie belangrik en hy maak hier 'n punt daarvan en ek wil hê julle moet dit raak sien. Pas op vir daai ouens wat so glad is met die mond. Daai gladde mond is nie noodwendig die waarheid nie. Maar is daar waarlik kennis? Het jy iets gehoor wat jy nog nie voorheen gehoor het nie? Is nuwe goud vir jou uit die skrif uitgehaal? Nie is dit iets vreemd wat jy hoor nie, wat die persoon sommer self uitgedink het nie, maar werk die persoon met jou deur die Bybel. Sê vir jou wat staan hier in die Bybel, en so groei jy in kennis, en jou geloof kan groei, want dit is wat moet gebeur. Lees die hele Bybel, nie net hier en daar enkele verse nie. Ons maak 'n punt daarvan in hierdie gemeente om die hele Bybel deur te werk, so ver as wat ons kan. Paulus se deursigtigheid oor sy swakhede dien as 'n model vir autentieke bediening. Met ander woorde, ek is nie skaam, soos wat Paulus gesê het, ek is vol sonde, ek is vol swakheid, ek lewe van God se genade in Christus, soos ons almal. Ek probeer nie voorgee dat ek iemand is wat ek nie is nie, ek hoef nie. Ek hoef nie te maak asof ek volmaak is nie, en asof ek nie 'n verlede het nie. Ek is vol swakheid. Ek bely dit, ek erken dit. Bly onderskei wat is waar, wat is vals. Doen dit onder die leiding van die Heilige Gees, maak staat op sy leiding. Hy bemagtig ons. Bly verbind tot die waarheid. Goed, ek dink dat hierdie is, soos wat ek gesê het, 'n geweldige belangrike hoofstuk. Ek het 6 verse gedoen van hierdie hoofstuk. Ek dink die kerkraad, ons kerkraad, wil ek amper sê, hoop ek gaan hierdie Bybelstudie kyk, die wat nie vanaand ingeskakel is nie, gaan hulle self krities afvra, is dit wat ons doen in ons gemeente? Ek dink gemeentes behoort gereeld na 2 Korintiërs 11 te kyk. Goed, ek wil vir julle geleentheid gee vir vrae of bespreking. Enige iemand wat iets wil sê of bydra, of wil vra, ek sal volgende week as die Here wil, dan neem ek dit weer verder. Ek moet sê, dit was vir my ook weer goed om daarna te kyk, het my baie beteken. Goed om na Paulus te luister onder leiding van die Heilige Gees. Goed, dit lyk nie vir my daar is nie, ek gaan vir ons dan afsluit met 'n gebed, bid asseblief saam met my. Ons Vader wat in die hemel is, U is die God van waarheid, U is die God van krag. Ons sê vir U baie dankie dat U so met ons gepraat het vanaand, dat ons weer sal besin oor die weg waarop ons is, dat ons nie maar sal dink dat kerk is maar net kerk nie, en dat almal is maar net reg nie, maar dat ons werklik vir onsself sal afvra, staan ek as persoon nog in die waarheid? Die gemeente waarvan ek deel is dit 'n gemeente wat die waarheid leer en uitleef? Gee dat ons dit in nederigheid sal doen om onsself te gaan ondersoek, en dat ons nie selfvoldaan en hooghartig sal wees nie. Wees ons dan in hierdie proses genadig, lei ons deur die Heilige Gees, skenk aan ons rus en vrede in hierdie nag. Ja, Here, en bo alles, berusting in die wete dat ons U verloste kinders is. Baie dankie vir die verlossing van ons Here Jesus Christus, in wie se naam ons gebed bid. Amen. Nou ja, baie mooi en 'n geseënde aand vir julle almal.